Goeiedag geliefdes, dit is vir my regtig wonderlik om weer saam met u bymekaar te kan wees rondom die woord van die Here, soos ons dit vind in Psalm 119. En ons gaan vandag met mekaar hanteer die 110de vers, maar ek gaan vir u lees van 105 af, dan kry ons net die verbintenis van verskillende uitsprake wat die psalmis aan ons gee. Dit lees so: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk, Here, maak my lewend na u woord. Laat tog die vrywillige offerhandes van my mond u behaag, o Here, en leer my u verordeninge. My lewe is altyd deur in my hand. Nogtans vergeet ek u wet nie. Dan vers 110. Die goddeloos het vir my 'n vangnet gespan. Nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. Nou, ons het laas met mekaar gepraat oor 109, waar hy gesê het, my lewe is altyd deur in my hand. Nogtans vergeet ek u verordeninge nie. Wanneer hy in die 10de vers praat van 'n vangstrik of 'n vangnet wat vir my gestel is, dan wil ek met u begin praat om te sê, geliefde, alle sonde begin in die gedagte van 'n mens. En wanneer hierdie gedagte van die mens dan toegelaat word om van jou besit te neem en jy daaroor top en dit jou lewe in besit neem, dan verander dit jou gedagte en dit word 'n besluit wat jy neem. Dis onafwendbaar dat gedagtes na jou en my toe sal kom. Wat ons egter met daardie gedagte maak, sal bepaal of dit sonde in my lewe sal wees en of dit nie sonde in my lewe sal wees nie. Soos iemand gesê het, jy kan nie verhoed dat die voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan verhoed dat die voël op jou kop nes maak. Satan sal gedagtes in jou en my kop plaas om te kyk of hy ons nie van God se weë kan weglei en ons teen die Here kan laat sondig nie. Gedagtes ontstaan wanneer daar iets my binneste inskiet, en as ek daaraan grond gee en ek oordink dit, dan vind dit 'n beslag in my lewe en word dit 'n daad. Daarom 'n gedagte kan positief of negatief in my lewe uitwerk. En dit hang af van die begeerte wat daar in 'n mens is. Met ander woorde, jou hart bepaal of 'n gedagte by jou sal posvat, al dan nie. Ek het dit al baie dikwels gesê, niemand sal my ooit met drank verlei nie, want ek haat drank met alles in my. Maar as nougat 'n sonde sou wees, sou dit vir my 'n geweldige stryd gewees het om nie nougat te eet nie, want ek is baie lief daarvoor. Daarom is jou hartstoestand bepaal wat die begeerte in jou hart gaan wees, bepaal wat jy met die gedagte gaan doen wat na jou toe kom. En ons het 'n keuse, maar ons moet ook onthou dat elke keuse het 'n gevolge. Wil ek binne die wil van God bly? Wil ek die wil van God in my lewe tot uitvoer hê? Of gaan ek toegee aan die begeerte wat na my toe kom, wat deur 'n gedagte in my hart posgevat het? Kom ek praat met u oor die saak van versoeking. Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê, moenie as jy versoek word, sê ek word deur God versoek nie.
God versoek niemand nie, en hy kan ook self nie deur die versoek word nie. Maar jy word versoek as jy deur jou eie begeerlikhede meegesleer word. En wanneer die begeerlikheid tot sy volheid gekom het, bring dit 'n daad na vore. En wanneer hierdie daad tot sy volheid gekom het, bring dit die dood tevore. Met ander woorde, alles begin in 'n gedagte wat in my kop inkom en wat ek met daardie gedagte maak. Kom ek gebruik vir u 'n Bybelse voorbeeld. Dawid is in 'n grot vasgevang. Saul, die een wat hom vervolg, lê by die bek van hierdie grot en hulle het aan die slaap geraak. Toe Dawid en sy manskappe verbysluip, sê een van sy manskappe vir hom: Dawid, nou is dit jou geleentheid. Vat hierdie spies van Saul en steek dit deur sy kop dat hy sterwe en jy is ontslaaf van jou vervolger. Dawid sê: ek sal my hand nie uitsteek na die gesalfde van die Here nie. As die Here hom wil ombring, dan sal God hom ombring, maar ek sal my hand teen hom nie uitsteek nie. Saul soek die vernietiging van Dawid. Saul soek met sy totale wese om Dawid uit die pad uit te vee. Ek het so gedink aan vers 95. Die goddelose en wag op my om my om te bring. Ek gee ag op u getuienisse. Die goddelose soek daarna om my om te bring. Maar dit is nie wat ek wil doen nie. Dit is nie waar my hart is nie. Geliefdes, ek en jy gaan aanslae belewe. Daar gaan altyd aanslae oor ons pad kom. Daarom wil ek die eerste punt dan met u bespreek in die sin van ons sal 'n konstante, voortdurende aanslag op ons lewe hê. Satan sal alles in sy vermoë doen om vir jou en my van die seën van God te beroof, deur dinge in ons gedagte te plaas, vir ons dinge te wys, en te kyk of hy nie 'n begeerte in ons hart kan wakker maak na die verkeerde nie. Satan soek jou val. Die Here Jesus het op 'n stadium vir Petrus gesê: Petrus, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Let op die woordjie, hy het vurig begeer om jou tot einde te bring, om jou tot sonde te lei. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Daarom is dit aanhoudende, voortdurende konstantheid dat daar 'n aanslag op die lewe van die opregte kind van God is. As jy 'n keuse gemaak het vir die Here, verwag 'n aanslag op jou lewe. Maar vir u as my as kindjie van die Here, is daar ook die oproep van die Bybel dat ons oor ons gedagtes sal waak. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê dat ons elke gedagte gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan Christus. 1 Petrus 1 vers 13 sê dat ons oor ons gedagtes moet waak en dit moet vashou en daaroor moet waak. Dat ons nie verlei word nie. Dat ons nie terugkeer na die eerste beginsels van die lewe nie. Dat ons God sal volg in die heiligmaking en in die weë van die Here sal wandel. U sien, geliefde, daarom sê die psalmis hierdie woorde: die goddelose het vir my 'n vangnet, 'n stryk daar gestel. Ek en jy het 'n keuse. En ons moet ons keuses maak in die lig van God se woord. Wanneer Paulus kom praat, dan sê in Efesiërs 4 vers 22, wat die vorige lewenswandel aanbetref, moet julle die ou mens wat deur die begeerlikheid van die sonde ten gronde gaan, moet julle aflê. Ek hoop u hoor weer die woordjie,
Daar moet 'n begeerte in jou hart wakker word, voor jy 'n daad van sonde sal doen. 'n Gedagte word 'n verlange, 'n begeerte, en 'n begeerte word 'n daad. Daarom moet jy waak oor jou lewe. Ons het ook in 1 Johannes 'n baie konkrete voorbeeld, as die Bybel vir u en my kom uitdaag om hierdie woorde. Hoor wat sê hy? Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, en hoor weer, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Daarom het ek en u die uitdaging as kindertjies van die Here, as Paulus vir ons daar in Efesiërs 6 sê, vanaf die 10de vers. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. Daarom trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy weerstand kan bied. En dan gee hy vir hulle al die elemente van die wapenrusting. En dan eindig hy met hierdie woorde. En nadat jy alles volbring het, dat jy nog steeds staande sal wees. Keuses wat ek en jy gaan maak, wat gevolge in ons lewe het. Romeine die 8ste hoofstuk, vers 7 en 8 sê, hy wat na die vlees wandel, sal sterwe. Maar hy wat deur die gees die werke van die vlees doodmaak, sal lewe. Dis keuses wat ek en u maak. En daar sal aanslaan na u en my toe kom, van die wêreld af, dinge wat ons met ons oë sien, wat ek so pas vir u gelees het. Daar sal aanslag wees van my sondige vlees. Daarom sê 1 Petrus 2 vers 11, dat ons die sondige lewe, die ou lewe moet aflê, en dan sê die vlees wat stryd voer teen jou siel. Begeertes wat in die mens se vlees wakker gemaak is, wat jou siel vermoor. 1 Petrus 5 vers 8 sê, waak en bid, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Waak en bid is die antwoord. Dit is wat vir jou en my staande sal hou, want ons gaan aanslae beleef. Ons gaan begeertes sê wat aan ons bekend gemaak gaan word, gedagtes wat in ons kop gelê gaan word, maar ons gaan 'n besluit maak, wat gaan ons maak met daai gedagtes? En dan wil ek vir u sê, as hy praat in hierdie teks, dan bring hy dit ook na mense toe. Daar is mense wat jou lewe gaan probeer vertroebel, en jou verhouding met God gaan skade doen, en wat jou openlik gaan vervolg. Daarom noem hy hulle goddelose. Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan. Goddeloosheid is gebore in 'n hart van die goddelose. Dis die vrug van die goddelose is goddeloosheid. Daarom het die Here Jesus gesê, 'n goeie boom dra geen slegte vrugte nie. En 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. En dan het die Here gesê, 'n goeie hart produseer goeie vrugte. 'n Slegte hart produseer slegte vrugte. U sien, die lewe van 'n mens word geoordeel na jou hart. Jou hart bepaal jou dade. Het die Here Jesus Christus het nie self gesê nie. Uit die hart van 'n mens kom slegte gedagtes, moord, oorspel, al hierdie negatiewe dinge kom uit die hart van 'n mens. Dis gebore uit wie jy is.
Daarom wil ek die stelling maak. Jou dade bewys wie jy is, nie jou mond nie. Titus 1 vers 16 sê byvoorbeeld, met die mond bely hulle dat hulle God ken, maar met hulle werke die verloon hulle. Jou dade betoon wat jou hart is. En daarom die vrug van my lewe wat mense beleef, bepaal wie my werklike lewe is. Ag geliefde, dit is vir my geweldig as ek dink aan Saul, 'n mens wat daarop uit is om ander mense se lewe te vernietig, en hy word deur Satan gedrywe. 'n bose gees van God, 'n bose gees deur God gestuur, het die hart van Saul beset. Daarom wil hy moord pleeg. Daarom haat hy Dawid met alles wat in Dawid is, want daar is 'n bose gees in hom. En daarom wil ek met u praat. En vir u dit sê, daar is mense wat gramskap teenoor jou sal openbaar. Mense wat alles in hulle vermoë sal doen om jou te verkleineer. Maar weet jy wat is vir my die geweldige? Dis nie alleen jy wat 'n bose gees het, en wat 'n bose hart het, en wat Satan gedrewe is, wat in die proses beïnvloed word nie, maar mense wat jy saam met jou sleep, om saam met jou by jou slingsheid, en jou agterbaksheid, en jou lewe aan te gaan. En jy's besig om ander mense se lewens ook in die proses te benadeel. Daarom het Hebreërs 12 vers 15 gesê, kyk daarna, dat daar nie tussen julle een is met 'n onvergewensgesinde, met 'n bitter hart nie, sodat daar nie baie van julle daardeur besoedel word nie. As my hart verbitter is, as my hart negatief is, dan skinder ek teenoor ander mense, dan vertel ek vir ander mense stories, en ek belas hulle ook in hulle lewe, en die woord wat hy gebruik is, baie daardeur besoedel word nie. Jy besoedel die lewe van ander mense, en jy gaan voor God rekenskap gee vir ander mense wat jy besoedel het. Partyskappe wat aan 'n kerk ontwikkel, groepe wat saamgroepeer en bose planne beraam, hoe om van mense ontslae te raak, of hoe om mense in die negatiewe te stel. Ek wil dit baie pertinent vir u sê, dit is nie van God nie, dit is van die duiwel. Jy's besig om na die stem van die duiwel te luister, as jy agteraf die lewe van ander mense tot nadeel wil wees, as jy ander mense wil kelder. Ag, die geweldige is, dat daar mense is wat predikers is. Predikers wat die wêreld aan hulle voete het, en wat daar duisende mense het wat hulle bedien, wat in seksuele skondes betrokke is, wat seksuele skandes goedkeur, wat dit self sal goed praat. 'n man wat sy vrou skei, om met sy sekretaresse te trou en dan te sê, God het vir hom gesê. 'n man wat sê, die Here het vir my gesê, ek kan seksueel omgaan met wie ek wil, dit is goed. Geliefdes, u hoor mos as ek dit vir u sê, en u eie gewete sê mos vir u, maar dit kan nie van God wees nie. Die goddelose het vir my 'n vangnet gestel. Die goddelose is daarop uit om te kyk of hy my nie kan uitvang nie. Weet jy wat vir my die ergste is? Hierdie mense het geen ontzag vir God nie. Het geen ontzag vir die woord van God nie. Hulle het vergeet van Ananias en Safira, wat dood neergeslaan het binne in die tempel, omdat hulle bedrog in hulle lewe gehad het. Omdat hulle sonde in hulle lewe gehuisves het. Het hulle in die tempel dood neergeslaan, en hulle daar uitgedra. Hierdie mense is hoogmoedig. Hulle is vermetel. Hulle matig hulle dinge aan wat teen die woord van God is, en hulle is so vermetel dat hulle self goedkeur dat dit wat hulle doen God wel sal behaaglik sal wees. Oor die 78ste vers.
Laat die vermeteles beskaam staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het, maar ek oordink die bevele. Laat die vermeteles beskaam staan, Here, klaar hulle uit, openbaar hulle, dat hulle in skaamte gestel sal word, want hulle is vermeteles wat my, die kindjie van die Here wat die regte pad wil loop, wil kyk of hulle my nie kan kelder nie. Geliefdes, dit is ook niets nie. Jesaja is deur die volk aangesê om op te hou preek. Lees dit daar in Jesaja 30, of as jy wil kan ek dit gou vir u lees, dan hoor u wat sê die volk vir die profeet van God. Hoekom sê hulle dit vir hom? Omdat hulle nie wil kan sien om te luister na die woord van God nie, en die woord van God hulle aanspreek. Luister, want is 'n weerstrewige volk, leuenagtige kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer vir ons wat nie reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedriegery, wyk af van die weg, buig die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Wat Jeremia in 'n put gooi, 'n moddergat put, en hy moet maar daar sterwe, as daar nie iemand van buite af uitreik om hom uit die put uit op te trek nie. Wat die koning aanbetref, kan hy maar daar sterwe, want hy die goddeloosheid geopenbaar. Hy het dit gedurf om oor my te praat, hy het gedurf om my teë te gaan. Hierdie goddelose mense haat dit as jy hulle teëgaan, jy word onmiddellik hulle vyand, want hulle is te hooghavend, hulle is te vermetel, hulle is te hoogmoedig om te erken dat hulle 'n fout gemaak het. Hulle maak nie foute nie, hulle is narcissiste. Mense wat altyd reg is en niemand gaan my teë nie. Watter een van die aposteltjies van die Here het gesterwe sonder 'n ellendige dood? Net omdat hulle God se woord verkondig het. Waarom is die apostel Paulus so ewig vervolg? Net omdat hy Jesus verkondig het. Die profete is uitgemoor, die apostels is uitgemoor, martelare sterwe in die tyd wat ek en jy nog is, terwille van die naam van die Here, omdat hulle die regte pad wil loop. Die apostel Paulus het ons gesê, in 2 Timoteus 3, van die eerste vers af, daar gaan 'n tyd kom wat die mense nie meer hierdie woord wil hoor nie. Miskien moet ek dit vir jou lees, hoor wat sê hy. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Narcissisme uitgespel in die Bybel. Wat ek en u ook met mense rondom ons kry, ja, ook leraars is hier aanskadelik, dat hulle ander mense se lewens openlik probeer vernietig. Daar in Handelinge 14 het die apostel Petrus gesê, ons sal deur baie verdrukking die koninkryk van God ingaan. Maar wie hulle, deur wie die versoeking kom, wie hulle, deur wie die aanslag op die opregte kindertjies van die Here is. Geliefdes, ek het in my eie persoonlike lewe dit beleef, waar ek dissipline in 'n gemeente moes gaan toepas, waar die leraar sy hande in die gemeentekas, in die geld van die gemeentekas geplaas het, en hy van die gemeente se geld gesteel het, hulle kredietkaart ook misbruik het. Daar is dissipline toegepas op daardie leraar.
Kort daarna ontvang ek 'n telefoonoproep van een van die lidmate van daardie gemeente. En hy het my sleg gesê, van die oomblik dat hy begin praat het en vir my vertel hoe elendig en mislik en verkeerd ek is, ons as groep maar uit my uitgetrap. Nadat hy omtrent so 'n kwartier lank onophoudelik gepraat het en ek nie geantwoord het nie, maar net geluister het. Toe word hy stil en hy sê, Dominee, ag kom ek wees nou maar eerlik met jou. Ek het vandag vir jou sleg gesê, om te kyk of jy jou dalk nie net sal vererg nie, dat ek net 'n klagte teen jou het. Here, hulle het vir my vangnette gestel om te kyk of hulle 'n klag teen my kan kry. Onthou jy vir Daniël? Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om Daniël tot 'n val te bring. En uiteindelik sê hulle, ons sal geen klag teen hom kry, tensy ons 'n klag teen sy aanbidding van God kry nie. En dan 'n vaardige wet uit, geen ander God mag aanbid word, behalwe die toring wat die koning opgerig het, die beeld wat die koning opgerig het. Daniël het geweier, en dis die aanklag. Hy land in die leeukuil, omdat hy aan God getrou is. Dan kan Sadrag, Mesak en Abednego, as julle die basuin geklank hou, moet julle neerval en bid. Anders sal julle in die brandende oond gegooi word. Hulle weier. O koning, laat dit aan u bekend wees dat ons die knie nie voor u sal buig nie. Ons aanbid die lewende God, en ons God is in staat om ons te red. Die koning is boos. Maak daar die vuur 7 keer warmer, en bring die sterkste manne uit my ryk om hulle in die oond in te gooi. Toe hierdie manne by die bek van die oond kom, toe verkoel hulle van die hitte. Maar ewe skielik begin die koning se bene te mekaar klap. Het ek nie 3 in die oond gegooi nie? Hoe sien ek 4? En die 4de een lyk soos 'n gode seun. Sadrag, Mesak en Abednego, kom uit. Hulle hare is nie geskroei nie. Hulle klere is nie ruik nie na vuur nie. Die vuur het geen invloed op hulle gehad nie, want hulle het by God gestaan, en dit is wat ek by die psalme sien, en wat die tweede punt is wat ek wil hê. In die eerste plek was dit 'n konstante aanslag. Hulle stel vir my vangnette, hulle wil my vang, maar dan sien ek die konkrete besluit van die psalmes. Here, ek sal van u gebooie nie afwyk nie. Daniël het homself voorgeneem, ek sal nie van die spyse van die koning eet nie, ek sal nie deel in sy vettigheid nie. Sadrag, Mesak en Abednego het 'n keuse gemaak. Petrus is nie tronk. As julle nie ophou om te praat oor die Here Jesus Christus en hom verkondig nie, sal julle gedood word. Waarop hulle standpunt inneem om te sê, moet ons nie aan God meer gehoorsaam wees as aan jou nie? Dit is vir ons onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor en beleef het nie. Hy neem standpunt in vir die Here. Psalmes sê, Here, daar is 'n vangnet vir my gestel. Nogtans vergeet ek u wet nie. Dit is die veilige weg. Dis die enigste weg wat aan die einde heerlikheid en seëninge van die Here gaan ontvang. Geliefdes, laat my toe om vir u te sê en vir u te lees. Galasiërs 6. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Laat my ook toe om vir u te lees die eerste hoofstuk, vers 6 tot 10. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het, van hom deur wie julle deur die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander een is nie, behalwe dat sommige mense julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons
of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met julle wat aan julle verkondig is, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ek tevore gesê het, sê ek nou weer. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met dit wat julle ontvang het, laat 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek mense behaag? Dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus kon wees nie. Geliefdes, kan ek vir jou vra, het jy 'n invloed op ander mense se lewe? Ja. Het sy 'n goeie of 'n slegte invloed? Jy lei mense na die hart van God toe, of jy lei mense weg van die hart van God. Jou voorbeeld word nagevolg. Mense word beïnvloed deur jou en my lewe. Ag, Psalm 119 vers 101 tot 104, let op. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe siet is u beloftes vir my, verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leunpad. O, as jy met bedrog in jou lewe besig is, as jy met leuns in jou lewe besig is, as jy met ongeregtigheid in jou lewe besig is, en veral as jy ander mense saam met jou op sleeptou neem, jy sal onder die toorn van God kom. God slaap nie, geliefde. Elke ongeregtigheid sal regverdige oordeel ontvang. Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. Die pad van die evangelie van Jesus Christus verlaat. Die psalmis sê, Here, hulle het my vangnette gestel. Nogtans het ek van u bevele nie afgewyk nie. Kan ek weer vir u sluit met Kolossense 1 vers 10, sodat ons waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug sal dra, en in die kennis van God sal groei. Filippense 3 vers 15, dat julle onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Moet nooit die oorsaak wees van die struikeling van een van God se kindertjies. Dis vir jou beter en hang 'n milsteen om jou nek en gooi jouself in die diepte van die see, sê Jesus, as dat jy een van my kindertjies sal mislei, bedrieg en op die verkeerde weë sal baan. O, mag die Here genade gee. Ek beleef dit om my, ek sien dit om my, en my hart skreeu as ek sien hoe leraars, predikante self skuldig is om mense se ondergang te probeer bemerk. Mag die Here aan jou en my genade gee om opreg voor God te wandel met ons totale wese. Goeiedag vir u. Praat volgende week verder met mekaar en ek bid u die Here se rykste seën toe. Goeiedag vir u geliefde.